goeie stilte voor die storm. Alles bezig om die lede aan te val. Ons zoek versterking alsjeblieft toch. Is dat mee nog jongen? Panga. Ja, panga. Radio is op. Is op man. Ayo man. Wat patas die? Baie roska papa van gaan. We don't want America to touch because we want peace. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Hilton het gesterf vir sy medemens en vir die wat rondom hom is vanuit gevoel. Hy beskerm die mense van Mitchellsplein. Ek voel gebroken, vandag is baie seer. Is my jongste seun. Ek kon nie terugskiet nie. En dat my maatjie toe oor my val. Dat het my in die eerste geruk. En ek het toe reeds gewetel. Maar hy is oorlede, want te veel het aanhouden. Terwijl patrollie waar vast in die meer gelopen. Dus skiet hulle nog steeds. Terwijl hy nog aan lê, skiet hulle nog steeds aanhoudende bom. En op my. Is moeilijk om dit te oorkom. Die drome van, ik zie nog steeds die toneel. Mitchellsplein het die hoogste misdaadsyfer in die Weskaap. Ons het net 3 patrolliewagens. Heidiglik doen 1 patrollie 80 klagtes. Dit sit stres op die manne. Ek het 8 jaar misdaad gewerk met geharde bendes. Ek is nie bang vir hulle nie. Ek vrees ook nie. Wat moet gebeur. 'n week na die onderhoud gee Sergeant Roman se senuwees in. God shall wipe away your tears. There's no death, no pain, no fear. And they count no time by years. For there is no night there. God shall wipe away your tears. Ik kan het niet hoor, maar hart, mijn kind zijn die was zo verloren. Kado is die ene. Maar die gangster is, Jonathan was nie 'n gangster geweest nie. Dat sy lewe op so 'n manier moet verloor het nie. Kado is die ene. Hy is die ene wat my slapelose nagte gee. Hy is die ene wat ek elke dag voorbid dat die Here iets aan Kado se lewe moet doen. Voel jy nie 'n bietjie verantwoordelik vir jou broer se dood nie? Ja. Ik voel een beetje, en ik zie, schuldig. Maar we zijn school geworden. Ik ben net zo'n bootje gereden. Ek is teen gangsters en net soos wat ek teen gangsters is, so is ek teen hom ook met wat die dinge wat hy doen. Wat hy buite kan doen, weet ek nie. Ek weet nie daar waar hy loop, hoeveel mense rob hy nie. Ek weet nie hoeveel mense steek hy met die mes nie. Ek weet nie hoeveel mense besteel hy buite nie, want hier in Lentegeer kan ons nie loop nie. Dit word met ons gedoen. Het jy al mense doodgemaak? Nog nooit. Het van jou vriende? Ja, want ek weet nie. Ek kan my sukkel vir haar vraag. Kan ek uit my swamde beantwoord nie? Sê, ek kan my nie beantwoord nie. Die gangster gee nie meer om nie. Of het 'n polisieman is of wat nie, hy word doodgeskiet. Dit maak nie saak wie hy is nie. Dis hartseer. Om te dink dat jou kind ook in sulke dinge betrokke is, met gangsterskap betrokke is. Hou jy van jou vriende, die schoolboys? Ja, laat my maak niks doen wat die aan my sin is. En dat is nie, soos die mense sê nie. As jy met hulle samen is, dan sal die snelletjes doen. Nou, er staan 1 in die plek.
En ons baklei vir die plek, ons het dood vir die plek. Die hele rooi blok is ons en ons hulle Fontela mos in die lente gee. Ons gaan hulle doodskiet met die jare wat sal wat daal. Die hulle van wie hulle praat is die vyand, die Sexy Boys. En die rooi blok is die rooi baksteenwonings van Woodlands. Vermoor, vriende vermoor. Ons moet beklei vir ons plek. Hulle sê oek vir 'n oek. Hulle sê die Sexy Boys het ook vir Boetjie doodgemaak. Hulle het een man doodgemaak wat nooit die oorlog wou baklei het nie. Hulle gaat boys raak. Boys gaat hulle raak. Boetjie, hy was my broer man. Sien my vrou, hy was 'n skoolburger gewees wat een jaar as sy broer in die gevangenis haal hom uit. Dan betaal gaat vry vir sy mag. Ja, daar haal hy sy broer se uit. Sien my vrou, vandag as skiet hom dood. Hy was 'n man gesê vir ons, los die moenie die gangsterskap meer baklei, los die goedes. Wat baklei ons nog altyd sien my vrou, vandag skiet hom dood. Nou wat nou? En nou wat? O, gaat ook dood, maar wat vir hulle so lekker skiet my vrou. So lekker. Hulle maas. As ek vir hulle kry nie, as skiet ek sy ma en sy pa en sy broer en susters. By my bly nie meer aan nie, so ek maak my eie goedes nou. Boetjie was 'n paar keer gearresteer. 'n Moordsaak het juis oor die 17-jarige se kop gehang toe hy in sy motor saam met Jonathan doodgeskiet is. Hy was die myn konyn tussen die schoolboys. Hoekom hy die geld gee. En enige tyd dat kry hy is maar 'n splinte nuwe kar. Dit is nou likely lekkers of chips geld. Lekkers of chips geld. 100 rand hy ware nie. Hy gee vir die boys. Isa koop hele biere. So is hy. Hy was nou totally 'n lekker boy. Maar net die dinge wat hy in die stilte aangevang het, hy het nou sy dood veroorsaak. Jy sien. Mense sê Boetjie se pa, brother, is 'n nek, 'n sogenaamde drug lord. Volgens die polisie is net sy vrou, mevrou January, verhandel in Mandrax gevonnis. Nog nie brother nie. Die polisie werk saam met die nekke. Hoekom hulle weet die nekke het geld. Geld soos water. As die nek nog gevang word met 10.000 pille, dan sê die nek, is as vir jou 50.000 rand as alright. Dan worry die boer of die polisiebeampte niks met hom solank hy nou net die geld gekry het. Maar jy maak daarom nou groot aantuigings teen die polisie. Ja, want hulle word omgekoop. Daar is individue wat vriendskapsbande met hierdie georganiseerde dwelmsmokkelaars het. Vir watter rede? Daar mag verskeie redes wees. Dit mag wees om inligting in te win, maar daar mag ook wees vir redes wat daarop neerkom op korrupsie. En wat my aanbetref is dit totaal en al onaanvaarbaar. Daar was hy nie in die Woodlands. Die polisie kan niks doen aan hy klomensrasie. Hy is nou die schoolboys wat daar uitdoen. Hy is nou brothers se manskappe. As een van hulle gearresteer raak vir enige ding, moord, dagga, ryp of aanranding. En hulle sê net, pound vir brother. En dan is hulle sommer dadelik uit sone nog om hof toe te gaan. Hy kan wel so dink, want meeste van die schoolboys is jeugdiges, wat nie meer in die gevangenis of polisieselle mag aangehou word nie. Tog ken hulle die tronkbendes en praat hulle tronktaal. Die bendes het nie name nie, maar nommers. Ja, ek lyk seker mooi sexy boy lyk soos 'n agter wat as ek hulle kry met tronk. Dan maak ek wel 'n vrou mense in die tronk en ek want ek is 'n agent toe. Wat doen jy met die ouetjies in die tronk? Ek sou die meisels maar ek is 'n ag. Weg van Mitchellsplein in Strandfontein bly Boetjie se ouers. Die witgeverfde dubbelverdiepings is maar 2 van 'n paar eiendomme wat hulle besit. Mevrou January wou graag wys dat Boetjie nie nodig gehad het om te roof en te moor saam met die schoolboys nie. Hy het uit 'n goeie huis gekom, sê sy. Ek weet nie hoe kan mense sê van gangster en van die en die nie. Hier is 'n kaste, soos mevrou self sê, dat hy is 'n netjiese mens. 'n Mens wat 'n gangster is en wat 'n filmgedagte mense sal nog nooit so lewe soos hy hier lewe nie. Maar daar is mense wat sê dat brother het nou geld beskikbaar gemaak vir wraak. Soos die mense nou begin te praat van brother, het hulle net so begin te met boy. Maar om wraak te neem, gaat vir ons niks beteken nie en het gaat vir ons niks in ons sak bring nie. Want nou my een is my man, is hy 'n gangster nie. En nog 'n ding is die, soos hulle sê, draklood. As hy met 'n draklood gewees het, dan wat sit hy hierso? Dan sit hy mos in die tronk. En ander woorde, die mense wat mos nou die polisie in hulle gesig. Is ek reg wat ek sê, mevrou? Konstabel, wat is vir jou die moeilikste van jou werk? Polisiemanne wat betrokke is by bendes, betrokke is by smokkelaars,
wat my lewe in gevaar stel deur hulle optrede, soos om dossiere te laat wegraak. Som van die dossiere raak sommer binne in die aanklagkantoor weg en som raak by die spelerskantore. En som raak sommer by die hof die oggend as jy by die hof kom, jy lees nog jou dossier wanneer dit tea time is as die dossier nie meer daar is. Die groot ouens is ontvang. As jy sê jy vang hom vandag, jy maak 'n duplikaat docket. Môre as jy kom werk, dan kan jy kom klaarmaak. Ag, hy ouens al uit op 'n R100 bord, R200 bord. Die docket is weg, die bewysstuk is vernietig, enigiets. Solank as daar net niks is om 10 aan hy smokkelaar te gebruik. Het vat maande om 'n observasie te hoor 'n plek en dan in 'n sekonde se tyd as jou werk tot niet. Hierdie jong konstabels wat hiervan praat. Hulle moet ook mos daarom min of meer weet wie betrokke is. En hulle kan op 'n manier, sonder hulle name genoem word, kan hulle direk aan my kantoor skryf. Hulle kan by my kantoor draai maak, want ek het 'n oop kantoorbeleid. Kaptein Jantjies steun sy mense. Was dit maar so eenvoudig, sê hy. Wat as jy nie genoeg bewyse het nie? Hy self het verkies om nie die saak by die polisiestasie te bespreek nie. Die lede is verward, hulle is bang, hulle word geïntimideer deur selfs eie lede binne die polisie, sowel as bekende bendelede. Daar is self lospryse op baie van die lede se koppe gesit. Iemand kan vir ons eintlik 'n groot syndikaat oopvlek by die verdwyning van dossiere, nadat dit klaar ondersoek is deur die ondersoekbeamptes. Maar hy self is baie bang vir intimidasie of vir sy eie lewe. Hy was gearresteer vir 'n baie groot saak. Nie dat in die saak gewerk. Die dossier het verdwyn by die hof as gevolg van geld wat hy ons betaal het aan 'n sekere polisiebeampte. Is dit so, meneer? Ja. It's dangerous to work against corruption because they do face certain and very real dangers of retaliation, such as personal attacks or even being wiped out. Ek sal my lot vat soos dit kom. Maar een is dit geleer dat ons nie teen kriminele buite ons geveg is nie teen hulle nie. Ons geveg is teen ons eie maatjies. My manne verloor moed, maar ek moet hulle weer motiveer om by te kom. Hoeveel sake het julle die afgelope jaar verloor as gevolg van as gevolg van dossiere wat weggeraak en bewysstukke waarmee gepeter is? Sê 40. Ek het ook by ander stasies gehoor dat dit nie net by Mitchellsplein is nie, maar dat by ander howe en tussen ander howe en polisiestasies ook dossiere verlore raak. Hoekom is julle bereid om te praat? Want die mense daar buite kan moet die waarheid hoor. Al wat ek vir die gemeenskap kan vra in Mitchellsplein is om 'n slag by ons te staan, dat hulle net vorentoe kan kom, want daar is mense wat reguit loop, daar is baie wat reguit loop, wat 'n verskil kan maak, wat bereid is om hulle lewens in gevaar te sit. Een lasbrief was uitgereik om 'n vermeende smokkelhuis te deursoek. Volgens kaptein Jantjies is daar reeds meer as 400 Mandrax-pille in die huis gevind en is daar 2 sake hangend. Wag, ou Brahman, staan terug met die camera. Sy is uit die kant, sy. Ek sê hallo. Mister, hallo, nee man. Sê, hulle kom. Ja, 42 man. Kom. 42. Ja, gaan Jaap binne. Sorry. Wag. Alles besig om die lede aan te val. Ons soek versterking asseblief tog. Ja, hy voert hy moet gou kom met 2 polismanne binne in die woning. 2 polismanne. Sy kan net die polisiestasie terrasie.
Is dan skelms, hè? Meneer, ons kan nie die polisiestasie ophek, meneer. Hier het al te veel dinge gebeur in die town center in. Want ons moet ons eie oë gesien het hoe mense doodgemaak word die saak. Right, die gemeenskap. Moet hulle samewerking gee aan die polisie. Die polisie, luister mooi, die polisie kan nie uitryk waar lê die gevaarlike goed hier. Right? Wag, luister eens op. Hoe lang sukkel ek om daai Die gemeenskap is al verder van hulle dinge so gee because die mense word gevang in Hoofvanaand as hulle uit op R500 byl. Hulle 2 motor gemaak as hulle vanaand uit op R500 byl. Die gemeenskap en almal sê wat doen die gemeenskap? Wat doen die gemeenskap? Maar hulle is te bang om te praat, te bang om te Hoekom is hulle te bang? Sy praat. Dan moet jy dit skiet. Dan gaan die mense hier na die hof toe. As die saak moet voorkom, as die dokker weg. Verwag julle mense moet praat en hulle lewe in gevaar stel? Die mense se vrese is gegrond want die bendes voer 'n skrikbewind. As die schoolboys in Woodlands byvoorbeeld witpype wil rook, stop hulle eenvoudige taxi, want Mandrax kos geld. Dit lyk soos 'n speletjie. 21 rand. See you at 21 rand. 21 rand. Get a 21 rand. Die schoolboys sê die taksies gebruik hulle pad, daarom moet hulle betaal. Ons dwing hulle nie. Hulle ken ons. Om daai rede stop hulle. Hulle ken vir ons, daarom stop hulle. Maar is hulle nie bang vir julle nie? Hulle is nie bang vir ons nie. Hulle is nie bang vir ons nie. Hoe kan hulle bang wees vir ons? Hulle lewe saam met ons hier. En wat sê die mense? Hulle is te bang om te praat en die wat dit wel waag, is nie bereid om hulle gesigte te wys nie. Wat hulle sê is leuns. Niemand gaat gejaagd van niet weggeen. Nie. Ons moet die mensen bang is voor hulle. Die neighborhood is bang vir hulle. Hulle dra een ganz gevaarlike guns. Lang gewere, shotguns dra hulle. Ons het hier away nie. Veral as die dogters het, die moet iewens te bang wees om hulle winkel toe te stuur of iewens net op neighbors toe te stuur. Dan word hulle aangeraan op die hoor die kind is weggedra, of die kind is geryp miskien. Amper soos jy pak jy lekkers gaat koop by die counter. So kry hulle kanse nie aan. En hulle was al 1 keer hier in die huisie. Waar het hulle hier kom? Hulle kom protection money kom soek. Wat kos hy jou? Wat? Hy kos niks meneer, ons is bendes, ons kry van nie. Die ouens wil eintlik moet oor naam praat, oor die buurtwag, hoe ons die area gaan dek en wat ons gaan maak. Verstaan? Die mense liewe in beangst, soos ek moet nog gesê daar nooit daar. Hulle skiet met AK-gewere van die R300 hardloop mal hier, trap deure op. Daar het hulle 'n man geskiet, laat hy dwars die kas gaan. Dat as die skoliese van New Woodlands, Lentegeer, en Hanover Park, Menenberg, allemaal vleg hier bij mekaar. Van hier is net mense, hier is nie 'n polisiestasie nie. Ons het geen help hier nie, ons is afgesny van alles. So dis wat die bende sien, laat hier kan hulle vir hulle 'n mooi broeines maak. Ons verstaan daar as min polismanne in die land. Right. Maar ons as die gemeenskap kan ook help. As julle wil hê die area moet skoon wees, nee, die area moet skoon gehou word, dan gaat ons moet saamwerk, ons gaat ons oë, ons nieste, gaat ons gebruik en ons monde, ons gaan praat. Maar ook jy dink jy so, as jy saam in die buurtwag is jy. As jy dink jy so, vergiet het, maar die eiere by die huis, ons buurtwag maak jy vir jou steek nie. As jy jou dreig nie, moenie vir hom weer iets gaan terug sê nie, want dan gaat jy 'n mistake maak, dan gaat hulle jou aanpak. Verstaan jy? As hy jou ma uitvloek of hy vloek jou pa uit of hy vloek wat ook uit jou koppies, jou pierings en daai klomp goed vloek hy uit. Vat dit soos 'n man. Laat ons moet tot 'n besluiting kom om vir ons 'n buurtwag hier te stig wat deur die polisie werk. Sodat ons nie die wet oortree nie. En so hoop ek dat ons 'n goeie buurtwag wees wat ons gemeenskap sal oppas. So word Heinspark deel van die bykans 50 aktiewe buurtwageenhede van Mitchells Plain. Kyk aan reg watter rigting jy ouens skiet. As jy ouens skiet in die rigting, né, van daai rigting af, dan draai jy vir om, maar goed, jy wil plat op die grond, né? Moenie jou kop vir die bullets laat gee hy kan doen nie. Buurtwagopleiding is nie konstabel Daniel se werk nie. Dit doen hy vrywilliglik. Hy's eintlik in die pendeleenheid.
En dis nie asof hy sy werk daar afskeep nie. Hy maak vir my 'n skopveld wat ek hom moeg. Hy steek almal aan. Almal wil hom volg. Maar nie een kan spot hom ook. Want hy is te over-eager. Maar ek geniet my. Wat jy mense sê, baie polismanne sê vir my ek is mal. Baie polismanne sê ek is onmoontlik om so te werk. Maar ek weet hoekom ek my so opoffer vir die publiek. Daar soms jy wat jy sien nie dood, wat die publiek die dood sien, vaskyk in die oë. Hey, my lewe is nou in gevaar, ek gaan nou dood. Daar's miskien 'n geskietery daarso. Nou antwoord niemand hulle radio en die polisie nie. Nou in daai selfde tyd as ek hoor die polisie antwoord hulle radio nie, moontlik is hulle miskien besig met ander klagte miskien. Dan antwoord ek sommer my radio, dan sê ek sommer vir beheer. Okay, ons kan Papa 5 sal dit gou doen. Ons sterk op pad gewoon na die adres toe. Hy beheer ons kan Papa 5. Konstabel Daniels met beatwagmanne. Ons gaan 'n bietjie die area patrolleer, Beacon Valley. Ek hou nie van 'n lamlendige polisman nie. Die tyd wat hulle die kind doodgeskiet het, die 11-jarige kind, as by daai tyd wat ek gevoel het, wat ek begin te gevoel het dat ek moet 'n beatwag opstel want ek is nou siek en sat van bende bekleiere en van skietery en onnodige mense wat raak geskiet word. En ek dank so die buurtwagmanne, want as mense wat hulle opoffer. Daar's 'n noodroep van 'n skoolhoof. Kwai jongens wil die skoolkonsert ontwrig. Hulle twee sulke leerbytjies en een het 'n blou sweetpak aan. En hulle is onder invloed van drank. In hulle gesigte is hulle geskryf sulke rooi merke. Ek weet nie of hulle een of ander teken het. Ja, okay meneer. Ouens, ons gaan ook die aan kan rondry en kyk aan die ronde. Dankie meneer. Okay. Ja, dankie meneer. Slaan my. Die vrou moet geluk man. Dis nie wankie. Doe asseblief. Dan hou my ma op my pa. Sal mense in die kar. Kom As Alfie. Alfie is op, druk in die kar. So, ek ben stil net. Stil, sê. Yep. We are trying to make our community a safer place for our parents and for our children. Our children are being robbed. They are robbed of their dignity and their self-respect. And that is something that we've got to fight against. Meneer, hoe draai jy mes? As jy myne nie. Hæ? Jy wil mense vasdruk met die ding. En nou maat, die skool kom nie met so 'n ding, hy kom met 'n regter gaan, as skiet hy vir jou dood. Ek verstaan. 'n Speelgoedwapen lyk onskuldig, maar dit word dikwels gebruik om mense te beroof. En die skool gaan nie by jou bedra nie, jy gaan slim trek met 'n skoolie. Maar hy gaan jou stiek met die mes. Hulle my klaar stiek in die kop, ek het siektes. Hier in die kop, ek het siektes. Jy wil stiek met die mes, hoekom? Ek klaar stiek. Wat sê, wat as jy dronk is? Ja, as met 'n slim trek is verkeerd. Jy het gedrink, moenie stry nie. Okay. Moenie stry nie. Luister mooi. Jy al jou gaan nie. Almal die gangsters wat hier afloop, die jongens, sien hier as jy daar het. Hulle weet jy iets in. Nou gaan hulle kans vat. Ek verstaan. Jy vasdruk. Ek verstaan. Ouens, wie sien nie wie jou gaan gevaar het. Soos jou gaan. Miskien langs die pad ren. Sit jou gaan weg. Ek moet weer dra want ek check net myself, my lewe gaan so in gevaar vandag. Hey, if they attack your house, a gang attack your house, and they shoot, and if you phone, after how many hours do they come here to respond? Right, that's the only thing I want to say. There's no fucking law here, man. Terwyl ons ry het ons nou gesien, die een man het 'n baseballbeten, 'n baseballbeten in die hand. Die radio hierso. Hierso, man, ayo man. Dus laat die man met die baseballbeten op die grond, maar die man wat geslat gewees het, is 'n polisieman. Hy sien hom, sy kop is oop. Hy wie was saam? Hy, die twee ouens arrest en 'n goose saam. Waar is hy? Wat allemaal so hallo almal. Jy. Dis hom nie wat klein, hallo. Dis nou eintlik natuurlik die polisieman se vriende wat nog gekom het om die ou aan te pak. Die kieros nou dat hulle nou nie daai man moet slat nie. Want hulle wil hy man toe moet nou uitmekaar iets die gaan met mense. Hy behoort aan 'n bende. Want die ATL bendes behoort hy. Maar die bendes is maar altyd in alle tye as hulle so die mekaar vredes aan en SARS aan as hulle aan. Skiet ek vrek môre. Ek is iemand duf schoolboy en ek maak vir jou vrek. Ek weet waar bly jy. Jy ran my aan vir kak vir my seun. Hy het sy vingers teen die polisie gedruk en gesê ek sal vir julle laat skiet. En toe het die polisie kom probeer afkeer want hy het gespring op hulle. En daarmee toe val hy
En toe het hulle het hom nie aangeraan nie, hulle het hom net probeer keer. Ik kla me eindelijk aan voor fokol, man. Ik weet dat. Waarvoor het jy hom aangevra? Voor fokol. Voor weet je wat? Die persoon het uitval gehad met zijn meisievriend. En die babaseentje van een jaar oud gevat. En die babaseentje is onder medicatie. En toen ik kan krijgen, toen die neighbors zijn voertuigen allemaal zijn vensterstukken gegooid. En dat is nie die eerste keer wat hy dit gedoen het nie. Ik heb klomp mensen doodgemaakt. Voor jou schiet ik frek. Als ik uit die fucking politiestatie kom, als schiet ik voor jou frek, ik weet waar je blijft. Baie keer het hy my al aangerand al. Ek is bang vir hom. Hy het vriende in die ronde wat vuurwapens dra en so aan. Nou, as ek by hom gaan slaap, dan soek hy moeilikheid met my 2 broers, of hy soek moeilikheid met my ma of my pa. Ik is een schoolboy, ik is een 26, ik heb license om te rob binnen die tronk en buiten die tronk. 3 dae later en Hima Duf is weer op vrye voet. Dit gaan deesdae in die howe is vir my wonderbaarlik. Die manne staan in die hele gang is daar in die hof van. Nou wys hulle vir jou. Hoorie. Son af vir jou is hier. Nou daai mine is doodmaak. Jy's wit biene. Nou gee my pad, jy bly weg van die hof af. En so wen hy man die saak. Jy gesien wie dit gedoen het? Ja. Wie? Hima. Wat het hy gedoen? Hy het die man se venster is ingegooi. Die kar se venster is ingegooi. Toe het hy om die draai. Kom die deur gegaan, toe gooi hy my venster in. Kom hulle by die hof, kry hulle by, kom hulle weer uit oor 'n week of so, dat doen hulle self net. Maar jy wat die woon, ze kan dit reg maak. Maar hulle die weet sy om vir ons te protegeer, maar hulle protegeer vir hulle. Nou wat moet hy nou maak? Hulle sê elkeen vir homself en die duiwel vir almal. Duiwel vir almal? Ja. O, dat is wat baie sê, duiwel vir almal. Dit is na die schoolboys, duiwel vir hulle. Daar is te veel van hulle. Daar is kinders wat nou opgroei wat ook vuurwapens dra. Wie het al die gangfights gezien? Sê jy, hy het iemand met 'n mes gesteek? Ja, wel. Hier. Het jy iemand met 'n mes gesteek? Ja. Julle beïnvloed die kleintjies. Nee! Hulle sien, hulle gebeur met hulle broertjies soos my. Ek kan loop met my broertjie, want ek gestiek langs die pad. Hy sien hy goed, môre as hy groot, as hy kyk saam met my broer vrek. Hoe kom jy nou man gelaat om gestiek vir my? Hy kyk mos man. Gaan ons 'n next generation of gangsters wees. Dit is my vraagteken wat voor my staan. Ons 'n next generation, dat is my worry, die klein span. Ik maak een voorbeeld, als ik in Amerika nou dood, dan wordt er zomaar 10 geboren. En één dat is hoe het werkt. Toen naar gaan tronk toe. Maar die ding gaat aan die buiten. We're growing higher and higher. Daar was helemaal Amerika is the biggest gang. The biggest gang. In the Western Cape. Amerika, we verstaan niet man. Maar hoekom hou julle aan daarmee? Want julle maak mense seer. Die young generation. Daar bly 'n young generation opkom. My kinders is 'n gangster hier. Hy's geskiet hier in en die koel is hier uit. Hy kan nie eens reg loop nie. Ek moet hom help om toilet toe te gaan. Ik ben niks doen voor mezelf. Hij is een man met een legal gun, hè? Maar hij lijkt tegen geschieten. Ik want één ding wat ik wil dat die bende dingen met een pastok komen. Ik maak je vrede niet. Hoekom niet? De reden, als ik vrede maak, hij mensen gaat me dood maken. Hulle aan mij. Ons raakt nooit moeg voor die werken van die states. Wat is die werken van die states? Soos, ganskiet, ons skiet die enemy, ons smokkelpullen. Hij is zo'n ding wat ons kijkt voor een lieve. Hulle skiet hulle gemeente. Ou mense sommer skiet hulle dood. Maar is julle nie ook maar te blameer nie? Dat ou mense en ons Ik denk, ons is die blameren voor, dat ons is mos die bendes hier in die plek. Als hulle kom voor ons. Als iemand nou een geweldige iets doen, een van onze broers, American broer, hij wordt gevangen door die boeren. Hij wordt hof toegestuurd, sommer een nijkort, ons het geld om te betalen. Same time is uit. Die Americans koop hulle om, hulle vuil raak sommer weg. Hulle klompie motor en dan hulle koop vry hulle motor.
Gee net vir die boere gee, ry hulle vuil daar raak weg en wat. Hulle sê die polisie week saam ons, nou Hasan van ons se broers wat in die tronk is. Nou hoe kan die polisie saam ons week? Jy kry polisie en jy kry ook polisies. Jy kry die twee gesigte wat omgekoop raak en jy kry die regte gesigte wat vir ons bystaan. Sien jy toekoms? Sien ze toekoms of sien ze nie? Die hoe jy nou kan gaan mevrou. As jy liewe anderste. Jy kry gou jou dood. Weet jy hoe so was die? Gangsters weer. Wat het gebeur? Wat het gebeur? Gangsters aan die koord. Hulle hardloop mos in die koorts in. Verstaan, met klippe en skerp goed. En hy het gestaan in downstairs in 'n ander vrou se deur. Toe kry hulle hom van agter af so met die mes. Sy is vermoedelik gesteek. Ek weet nie wie dit gedoen nie. Sy sê is iemand daar wat sy bly wat In die koord gesit. Wie is Kom dit? die jongens. Dit was die Americans in die Laughing Boys wat so beklei het. Almal se liewe is aan onskuldige mense kry seer. Hulle beklei nie. Hulle soek net so moeilikheid. Nou jy is dan nou raak gesteek. Hoe kan jy sê hulle beklei nie? Hulle sou seker nie van my nie. Ons kry nie elke aand dieselfde getal gevalle nie, maar dit wissel van tussen 20 en 30 op 'n aand oor die naweek. 3 weke later word 'n dokter in die hospitaal deur 'n dwaalkoel getref. Beangste personeel wil nie meer snags werk nie. Hulle kon altyd hier as die taat klaar gepleeg. Hulle kon altyd hier wanneer dit die ene klaar toe, wat is 'n dan wil hulle oor hulle penis. Maar hulle vir ons gies vuurwapens, dan kan ons onsself protect. Want hulle doen dit nie. Kolonel Engelbrecht van Philippi Polisiestasie. Ek blame vir hom vir dat. Hy is to be blame. Hy promise die mense dit en dat. Hy hou nie sy promise vir ons mense van en nou bepakie. As u plase toe gaan ek aan u sien hoe beweeg die polisie daar op die plase, maar hier in ons plek, hulle het nie tyd vir ons mense nie. Ek het nie die mense om hierdie kantoor te beman nie. Ek kan nie volhou om beloftes te maak en nie dienste lewer nie. Ek het nie genoeg mense nie. Ek sal net graag lyk dat die moet 'n polisiestasie gebou word in die plek. Ons is geliefde mense wat uitvermoor nou in die plek. En ons raak nou bang. Al moet ons nou na die parlement toe stap en onsself daar in die hekke gaan vasketting, wil ons niks anders hê as 'n polisiestasie nie. Die probleem met Hanover Park is dat die polisiestasie waar daar gebou was buitekant Hanover Park in Philippi totaal op die verkeerde plek gebou is. Die polisiestasie was gebou vir daar waar 'n klomp plaasboere. Hulle sê ja, hulle pas groente op. Presies. Maar waar die gemeenskap is daar nie 'n polisiediens nie. Weet jy wat wil ek graag sien? Maar ek is die persoon wat die verskil kan maak. Dis reg. Ek sou graag wil Philippi polisiestasie toemaak. En 'n polisiestasie bou daar in Hanover Park. Net soos dit in 'n Hanover Park gaan, net so gaan dit op die plaas ook. As jy net van groente op passie, hier word moorde gepleeg op die plaas ook, hier word aanrandings gepleeg hierso. Dis hoekom ons vir hulle bedien. Intussen voel die mense van Oribihof, hulle moet die bende-eenheid vra om hulle te kom help. Wat die bende-eenheid vir ons doen, kan ons op depend, maar nie die polisie nie. Die polisie kom sit in die wen, dan kyk hulle die bekleierery. En as hulle wegtrek, dan skiet hulle die teges in ons kort. Daai het ek met my eie oë gesien dat ek moet gehardloop het. En die ander ding wat ook gebeur het, is Alida kan praat, dat het geskiet op haar, sien, en op die drywer geskiet Sarah Annie. Die ander polisieman van Philippi het gekom elke dag na Alida se huis toe en vra vir haar om die saak terug te trek. Dis mos nie sy werk om dit te doen nie. Dat wordt nog altijd geproefd dat die police is net zo corrupt, because hulle weet samen met die gangsters. Je was hier al bij Philippische staatsbevelvoerder. Hoe kom niet? Ja, dat moest die zaak gemaakt. Mijn een zin was in die kar geweest en die driver. Aangezien luitenant over IC zaak terugtrekken was je dat? Maar dat was gisteren dat hij was gisteren zei, mag je van mij zeggen, ik moet die zaak terugtrekken. Want als ze hier praten geweest dat ik nog weet, en je samen die jongen samen. Ik mijzelf, maar die gangster het al aan mijn deur gekomen klop. En ek het drein is in my huis. Ek het Philippiese polisie gevou. En ek het hulle gesê wat ek gaan doen as hy weer aan my deur kom klop.
dan gaan ze kom gooi met die erin insit. Dan kan hulle maar sê ek het die gereg aan my hande gevat. Indien julle dit gaan doen, gaan julle die wet oortree en hulle gaan julle kom toesluit. So indien julle probleme het, bel ons, julle het ons nommer. Ons het die nommers. Ons het altyd mense hier by julle beskikbaar. Ons het pas inligting gekry oor bendes by Bella en ons moenie vuurwapens in die hande kry nou so gou as moontlik. Hy is weg. Hy verdwyn. Volgens die polisie los die bende-eenheid 90% van hulle sake op. Jy moet baie vinnig wees. Dis hoekom jy moet hy ongemerkt na hom toe kan kom. Jy moet hy voordeel hê dat hy van onverwachts kan trap. Anders hy is weg, hy is heeltemal weg. Minister McKenzie het aangekondig dat die klein maar effektiewe eenheid by die ASB met hulle uniforms en panservoertuie ingelyf gaan word. Ek kan mens uit die Kasper gaan spring agter 'n skoolie in. Die skoolie gaan om my hoek vir my nog sê, meneer, hallo, jy is te stadig met die voertuig. Ek moet kan sien wat daar aangaan. Dit is natuurlik, is instink om wanneer 'n skoolie met 'n vuurwapen te sien. Daar sekere maniere wat hy optree wat jy kan sien. Kyk hier, daai man het iets. En dit kan jy nie van my wegneem nie. Want ek het dit. Dat het niemand anders nie. Topbestuur het dit nie, ek het dit. Twee groepe mense wil mekaar aanvat en 'n straat wat minute vroeër stil was, word in 'n oogwink 'n oorlogsone. Ons het peace gemaak met hulle en ons soek nog altyd peace, maar hulle, as die eerste mense kom molesteer hier, wie is hulle? Die Americans. Ons moet nie stilte voor die storm. Dus ek jou gesê net al. Dat hulle mekaar nou aangevat. Wat gaan nou doen? Ons moet nou heel die staan tot die mense weggaan, anders gaan hulle mekaar seermaak. En hulle gaan mekaar doodmaak. Want hulle klaar geskryf van die Americans wat nou kom en die ander groep wat nog gaat ook kom. So dit kan 'n bloedbad wees as ons die gaan keer nie. Dis dieselfde mense wat jy moet beskerm. En dan wat aan die einde van die dag jou kan seermaak, jou kan doodmaak. En dan dan dink jy weer aan dit is waarvoor jy in die polisie is. Dan is dit ook daai man wat so kaptein die kombi nê. Dit is hy wat terugkom en bel vir jou en sê die vuurwapens is daar en daar. Maar hy moet mos nou so saam met die mense kap en die polisie uitdryf uit die gemeenskap uit man. So dis 'n show wat loop. Dis 'n show wat jy opsit, ja. 'n Week na die onderhoud is Sergeant Milan in die kop geskiet. Stuur van Golf Bravo 15. Ja, dit kode 22 nee, 'n moord. Hulle het hom ingebring, hulle gedink hy lewe. Want wat hy in die tromme eenheid kom te sê is tot omtrent 'n halfuur oorlede. Die Americans daag op. Hulle sê as die polisie nie die moordenaar kry nie, kry hulle hom. Ons is die hit squad, sê hulle. Hoeveel mense het gesterf in die tyd wat u hier was? Is min of meer 200. In 2 jaar? In 2 jaar, ja. In hierdie hospitaal? In hierdie hospitaal, ja. Hy het baie vir ons beteken. Ons is broers, ons staan saam met mekaar. As die polisie niks aan kan doen nie. Wel, hy is baie geweld, ons sien dit elke aan oor die TV. Dan moet ons maar 'n ander ding doen. Daar sal ek persoonlik sorg dat ons 'n ander ding doen. Buite maak die Americans gereed om te ry. Ek haat die bendes nie. Ek haat net die misdaad. Ek sê vir hulle altyd, die dag as hy doodgaan, die beste vriend van jou, wat vir jou nie wil kerk toe wil gevaar het nie, wat vir jou gesê wil lei het, na bendebekleier en die klomp dinge, hy gaan jou eie kus dra, hy gaan 'n blommetjie op jou gesig sit, en dan kry jy nie meer die kans nie. Jy moet nou jou eie mandjie aandra, maar jou vriende, hulle kry nou nog die voorreg om hulle lewe te verander en besluit, kyk ek gaan nou uitdry die bendes uit en ek gaan my nou oor gee, ek gaan my eie bekeer of ek gaan my eie 'n nuwe lewe opbou. Maar jy kry nie meer daai voorreg nie, jy sterf nou soos 'n dwaas. Dis maklik om as buitestander vir die mense wat hier woon te sê, staan op teen misdaad. Wys die mense uit wat julle terroriseer. Maar vrees maak stom. En solank as wat die mense daarvan oortuig is dat die wet die regte van die misdadiger bo hulle veiligheid stel,
sal die storm nie gaan lê nie. Dit sal voortwoed, lewens opeis en lewens verwoes. Bid tog, sê hulle, dat jy hier op die Kaapse vlakte nie geboorte aan 'n seun skenk nie. Druk, daar is hy! Dit is 'n kopie!